en ook 'n voorreg om met diegene te praat wat ingeskakel is. En ek wil begin deur vir ons 'n skrifgedeelte te lees uit 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 9. 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 9, as jy dit wil volg. Daar staan hierdie woorde, maar julle, maar kom ons maak die julle ons maak dit persoonlik. Dan staan daar, maar ons is 'n uitverkore geslag, ons is 'n koninklike priesterdom, ons is 'n heilige volk, ons is 'n volk as eiendom verkry om wat te doen. Dan staan dit daar, om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Kan ons sê amen. En dierbaar is die woord deugde in Engels 2 woorde wat dit vertaal kan word. Dit kan vertaal word as his excellencies of his virtues. Om to proclaim his excellencies or to proclaim his virtues en dit wat ons so pas gehoor het deur die sang, dit is waaroor ek wil praat, oor to proclaim, om die heiligheid, want die heiligheid is een van die deugde van die Here ons God. Dit is die deugd wat die eienskap, die karakter trek, wat die meeste van al die eienskappe wat God het, is dit die een wat die meeste beklemtoon word deur die Bybel, dat God is heilig. En die heiligheid dit is soos 'n eienskap. En ek weet nie of u al ooit die voorreg gehad het nie, ek neem aan baie van u het, dat 'n mens die voorreg gehad het om in 'n groot vergadering te wees, of 'n buitelug byeenkoms, waar daar duisende Christene is, en dan wanneer hulle hierdie lied sing, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. En nou, hierdie lied is vertaal, het is oorspronklik in Engels geskryf, en hy het verskil van die Afrikaanse lied. Die eerste sin is dieselfde, maar ek wil vir u, hierdie lied is geskryf in die begin van die 1800s, en vir die afgelope 200 jaar besing ons die heiligheid van die Here onse God. Hoor net hierdie woorde. Hy sê, holy, 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 Lord God Almighty. En dan verander dit. Dan sê dit, early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty. God in 3 persons, blessed Trinity. Holy, 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 dis die hemel. Hoor wat gebeur in die hemel. Holy, 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 all the saints adore you. Casting down their golden crowns around the glassy sea, cherubim, cherubs and seraphs, falling down, sien dit, falling down before thee, who was and who is and forevermore shall be. Holy, holy, holy Lord God Almighty, all thy works, al sy werke, all thy works shall praise thy name in earth, in sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity, die heiligheid van die Here. Nou ek wil vir u 'n gedeelte aanhaal, u kan dit lees. Is beter as mens dit self lees, dan het dit vir jou meer waarde. Kolossense. As u Bybel wil oopmaak by Kolossense hoofstuk 3. Hoofstuk 3 vanaf vers 1. Kom ons verander dit weer en ons maak dit ons. As ons dan saam met Christus opgewek is
soek die dinge daarbo, waar Christus is. Stel u self voor, die woorde wat u nou gaan hoor, en aan die regterhand van God sit. Wat soek ons? Ons soek om te dink oor die troon waar God die Vader sit en waar Christus is. Dan staan die tweede vers, bedink. Bedink die dinge wat daarbo is en nie op die aarde is nie. Hoekom? Want ons het gesterwe en ons lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Die impak van hierdie woorde, dis wat die Here gesê het, moet ons uitbreek, en net die Here, die dankbaarheid. Nou ek wil vanoggend 'n uitnodiging aan u rig. As jy vir iemand sê, jy moet die dinge soek wat daarbo is, en jy moet die dinge bedink wat daarbo is, dan is die onmiddellike reaksie, my broer, weet jy wat, ek het 'n baie besige program, en ek het nie tyd om nog, dis julle werk wat hier staan, julle moet ons bedien, maar en dis hoekom ek vir u uitnooi vanoggend, kom saam, en laat ons saam soek, en laat ons saam bedink, en laat elkeen van ons vanoggend in jou hart oorweeg, dit wat die Here deur die Heilige Gees gesê het, wie is ek vir jou? En dit wat die Heilige Gees op my hart gelê het, is om te vra, in elkeen se hart te vra, wat beteken heiligheid vir jou persoonlik? Kom ons dink daaroor. En ek wil verwys na my broer Henry Sharpley se boodskap van 2 weke gelede hier in die tempel. Het hy onder andere gepraat oor hierdie woorde, die gees van die tyd waarin ons lewe, en ek wil met u praat oor die uitwerking van die gees van die tyd waarin ons lewe. Wat 'n uitwerking het dit op u as volwasse Christen, maar vir die van ons wat ouers is, watter uitwerking het dit op u kind? Watter uitwerking het die gees van die tyd op die jeug, om gelyk te word aan die kultuur? En dit wat op my hart is dat die gees van die tyd werk lynreg in teen die gees van heiligheid. Dit werk lynreg in teen die gees van nederigheid, teen die gees van reinheid. Die gees van die tyd is die gees wat losbandigheid aanmoedig. As u in meer detail daaroor wil lees, gaan lees vir uself by die huis, Efesiërs hoofstuk 4, vanaf vers 17 tot vers 31. Daar is 'n fantastiese beskrywing deur Paulus, waar hy begin met die woorde, julle moet daarom nie wees soos die ander heidene, soos wat hulle wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed, mense wat verduisterd is in die verstand, wat ongevoelig geword het, en hulle self oorgegee het aan losbandigheid. So die gees van die Here roep ons terug na sy heiligheid toe. Nou, die invloed van die gees van die tyd het so 'n uitwerking op Christene, dat hierdie uitdrukking, naamlik Bybelse heiligheid, vir die Christene in die 21ste eeu 'n vaagheid geword het. Dit het iets geword wat mense vir jou sal sê, man, dit is iets wat oudmodies is. Dit behoort in die 1800s toe hierdie liedere geskryf is, hierdie ou aanbiddingsliedere, maar dit is nie meer relevant in ons tyd nie. Dit is as jy vir iemand sê dat die woord van die Here sê, God is heilig en ons moet heilig lewe, ons moet daarna strewe, dan is dit iets wat
onbereikbaar is in die mense gemoed, maar die werklikheid is, die Here sal nie vir ons 'n ding sê wat ons nie kan doen nie. Hy werk dit in ons en hy herinner ons aan sy heiligheid. En nou wil ek vir u vra, wat is die oorsaak? Hoekom het die heiligheid vir ons 'n vaagheid geword? En dan kom jy by die vraag uit, kom ek praat namens my. Vir my is die heiligheid van die Here God nauweliks verwant aan twee ander temas. Die eerste een vir my is die heiligheid van die Here nauweliks gekoppel en verwant aan die ou benaming, die vrees van die Here in my hart, of die ontzag vir wie God is. Dis die eerste een. Die tweede een is naamlik wat vir my persoonlik baie nou daarmee gaan, is twee. Dis soos, ek sal dit nou daarby kom, dus die tweede punt is die liefde van God die Vader. En hierdie twee, op die oog af klink dit asof dit mekaar weerspreek. Die ontzag van die Here, vir die Here, en aan die ander kant die liefde van God. Maar in 'n Bybelse konteks is dit 'n heilige balans. Bring dit vir my en vir u by die korrekte verhouding van skepsel met skepper. Dat daar ontzag in my hart kom en dat ek besef die liefde van die Here. Nou, ekskuus tog. As ons vanoggend dan die vraag kan vra, ons begin eers by die heilige ontzag. Wat beteken die vrees van die Here? Nou wil ek net iets, voor ek oor verder praat, net ietsie sê. Die feit dat ek vanoggend uit die woord met u praat oor die heiligheid van die Here, beteken nie dat ek heilig is nie. Die teenoorgestelde is die waarheid. Die ironie daarvan is, wanneer jy lees oor die heiligheid van die Here, dan bring dit by jou 'n besef, ek weet te min daarvan. Dit is wat my gedring het om hieroor te begin nalees en om hieroor te begin bid. So, vir die wat aan Christus Jesus die Here behoort, is die vrees van die Here nie skrik, angs, paniek of skok nie. So wat is dit? Dit is 'n diepe eerbied, respek en ontzag vir God se heiligheid, maar ook vir God se geregtigheid en ook vir God se majesteit. En dan kom ons by 'n punt wat tot my persoonlik gespreek het. En dit is, by my moet die besef kom, daar is 'n erkentlikheid, moet by my wees, dat ek verantwoordelik is teenoor 'n heilige God. Ek is verantwoordbaar teenoor die heilige God. As ons kan verder gaan, is 'n totale ander onderwerp, maar 'n skrif wat ek by dit wil lees is 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, as u dit wil lees, hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5, en ek gaan vir u van die helfte van die vers lees. Dit is 'n oproep vir ons. Onthou wat het ons gelees? Ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Dan sê die woord van die Here vir ons, 2 Korintiërs 5 die helfte, dat die wat lewe, nie meer lewe vir hulself moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. As ons praat oor die vrees van die Here,
dan sal mense dit onmiddellik by die kom, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid, of die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe, of die vrees van die Here, die ontsag vir die Here, hou jou weg van sonde en ongeregtigheid. Dis die ontsag. Nou kom ons by die liefde. Wat is die liefde van God? Die liefde van God is onvoorwaardelik. Dit wat die Here vanoggend gesê het, dit is nie jou goedheid, jou getrouheid nie, hoe baie jy bid, die Bybel lees nie. Die liefde van die Here is onvoorwaardelik, die liefde van die Here is onveranderlik. Die liefde van die Here is genadig, die liefde van die Here is barmhartig. En volgens Romeine hoofstuk 5 vers 8, daar staan hierdie woorde: maar God bewys sy liefde tot ons, dat Christus, as jy dit persoonlik maak, vir my gesterf het, toe ek nog 'n sondaar was. Dit is God se bewys aan elkeen van ons as Christene. Dit is 'n anker om vas te hou. In die boek, in 1 Johannes, in 1 Johannes hoofstuk 4, 1 Johannes hoofstuk 4, in 2 versies is daar, ek dink dit is die enigste plek waar hierdie volgende woorde staan. 1 Johannes 4 vers 8. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Hoekom hierdie woorde? Want God is liefde. Vers 16. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. Ek glo dat God ook vir my lief het. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Nou, kom ons kyk net vir 'n oomblik hierdie balans wat ek gepaard het van die ontzag, die vrees van die Here en die liefde. Wat is die balans tussen die twee? Sonder die vrees van die Here, sonder die ontzag vir die Here, kan liefde oppervlakkig raak. Kan genade goedkoop word. Asof dit net beteken, God is my vriend. Hy is my verlosser. Maar ons laat uit, hy is die koning van alle konings. Hy is die Here van alle Here. En hy het gesê, nie net hy wat vir my sê, Here en Here nie, maar hy wat doen die wil van my Vader. Dit is sonder vrees. Dan sonder liefde raak vrees vir die Here of ontzag vir die Here, kan dit wetties word. Dit kan koud word. Dit kan op 'n afstand gaan, op 'n afstand, asof God net oordeel en nie genadig is nie. Nou, die Bybel wys vir ons dat die ware geloof beide ontzag en liefde insluit. En as u tot nou toe nog nie die Bybel oopgemaak het nie, doen u self 'n guns en lees hierdie Psalm, 1 vers. Lees dit saam met my. Dit bring bevestiging van wat ek so pas gesê het. Ek het hierdie Psalm gekry, seker 2 weke terug, het ek gebid, en nadat ek gebid het, toe vra ek die Here 'n skrif, en ek kry Psalm 33. En toe ek Psalm 33 vind, toe lees ek, en ek kom by vers 18. Nou ek gaan vers 18 vir u lees uit 2 vertalings. Ek gaan die eerste gedeelte lees uit die 53 en ek gaan die tweede gedeelte van die vers lees uit die 2020. Hoor net hoe klink dit. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, wat ontzag het vir hom. Ek lees nou verder uit die 2020.
Die oog van die Here is op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde. Die vrees van die Here, die ontzag van die Here en die liefde van God in een vers. Dit spreek tot ons dierbares, tot ons as Christene. Dit is ou verbond, dit is die Ou Testament. Kom ons gaan nou na die Nuwe Testament toe. Nuwe verbond, en ons lees wat daar staan. In die Nuwe Testament, ek gaan vir u lees van Handelinge. Handelinge hoofstuk 9. Handelinge hoofstuk 9 staan hierdie woorde. Handelinge 9:31. En die gemeentes, meervoud, deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. Hoor nou, en terwyl hulle opgebou is, hoor nou, en gewandel het waarin, in die vrees van die Here, in die ontzag vir wie God is, en in die vertroosting van die Heilige Gees het hulle vermeerder. Wanneer vermeerder Christene? Wanneer daar ontzag is vir die Here God se heiligheid, en wanneer daar die vertroosting van die Heilige Gees is, wat vir ons sê, ek ken jou swakheid, ek weet waardeur jy gaan, en die vertroosting van die Heilige Gees is daar om jou by te staan. Wat is die grootste praktiese voorbeeld van hierdie balans? Die grootste praktiese voorbeeld, ons ken dit almal baie goed, van die balans van liefde en van ontzag. Dit is die kruis. Die kruis van Jesus Christus. Menslik gesproke is dit waar die ontzag vir die Here en die liefde van die Here ontmoet, as ek dit kan verduidelik. By die kruis ontmoet vrees en liefde. Die vrees van die Here, die ontzag van die Here sien. Wat sien hy? Hy sien die gevolge, die ernstige gevolge van sonde. Jesus moet sterf. Nie 'n lammetjie, nog 'n lammetjie word geslag nie. Die lam van God moet geslag word. Die vrees, die ontzag van die Here sien dit. Wat sien die liefde van die Here? Die liefde van die Here sien genade. Jesus wou sterf om die wil van die Vader te doen. Ontzag en die liefde van die Here. Nou, dink vir 'n oomblik, ek is amper klaar. Dink vir 'n oomblik, ek wil 'n paar name uit die Ou Testament en Nuwe Testament vir u noem. Ek begin by Job. Dink aan Job, dink aan Jesaja, dink aan Esegiel, dink aan Daniël, dink aan Paulus, dink aan Johannes op Patmos. Wat het hulle in gemeen? Hulle het almal die Here Jesus Christus of vir God in sy heerlikheid gesien. Die een waarmee ek my baie kan identifiseer is dit wat in Job staan. Oor hierdie woorde. Hy sê, tot nou toe het ek net gehoor van wat mense van u sê. Het enige van ons al Jesus Christus gesien in sy heerlikheid? Of het ons nog net gehoor van mense wat sê, dit is ek. Ek het nog net daarvan gehoor. Ek het sy gees al baie keer ondervind, maar ek het nog net daarvan gehoor. Maar toe hy hom sien, tot nou toe, ja, sê het, maar nou het ek u self gesien. En nou, wat gebeur? Verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. U kan gaan lees Esegiel, die eerste hoofstuk in Esegiel. Hy sien 'n wolk, binne die wolk is vuur, daar's blitse, daar's iets wat blink. Dit kom al nader aan hom. Esegiel 1 en 2, hy val.
soos iemand wat nie lewe oor het nie. Daniël, gaan lees Daniël se laaste 4 hoofstukke en sien wat gebeur met Daniël, dieselfde, hy val, hy sê ek het geen krag meer oor in my nie. Gaan lees wat met Paulus gebeur, hy val voor die Here, toe hy sien wie hy is, wat het gebeur met Johannes, hy val soos 'n dooie neer, om die dag van die Here was ek in die gees, en ek het 'n groot stem agter my gehoor, en hy het omgedraai, en hy beskryf vir ons, hoe Jesus, die verheerlikte Jesus Christus lyk, en ek sê dit met eerbied, dierbaar is as die verheerlikte Jesus Christus vanoggend hier moet verskyn, ons sal dieselfde reaksie hê, ons sal die vloer slaan. Maar Jesus, toe hy sien wat Johannes se reaksie was, toe gaan hy en hy sê hy het hom aangeraak, maar Johannes lê op die grond, hy buig af en hy raak hom aan en hy sê vir hom, moenie vrees nie. Ek sluit af. Wat neem ons huis toe? Wat neem jy huis toe? Ons het hierdie paar oomblikke nou gepraat oor die heiligheid van die Here. Wat is u begrip van die heiligheid? Moet dit verander? Wat is u begrip van die liefde van God? Moet dit verander? En dan, wat is my begrip, my lewenswyse? Mag die Here vir my help, en mag die Here vir u help, om te besef ons is skepsels, en hy is die Here van die alle Here. Hy is die koning van alle konings, en hy kom terug in heerlikheid en in krag. Mag ons hom dien in die ontzag en in liefde. Amen.